is gelouter, Here, in Jesus sy ag sy woord bo sy naam. En vanmôre, Here, het ons die onfeilbare woord in ons midde seën, ons harte en maak dit ontvanklik om die woord in te kan neem. Sodat water op die aarde val en nie weer daarin sal terugkeer. Mag die woord so vanmôre wees ons liggame, ons siele, Here, verkoop. Het is aangenaam om in die teenwoordigheid te wees. Seën my tong en lippe terwyl ek, Here, die woord sal oordra. Dat ek niks uit myself sal sê, maar, Here, alles geleid deur die Heilige Gees. Here, baie dankie vir een en elkeen wie opgedaag het. Dankie, Here, dat jy ons geseën het tot nou toe en ons kyk uit, Here, dat jy vanmôre, Here, die woord sal stuur om ons te genees. In Jesus magtige naam. Amen. Kan ek nie wat hy foto's maak? Ek groet u in die naam van die Here. Is dit beter? Ja, die keer is dit beter. Halleluja, geseën is u, dierbares. Baie dankie dat u opgekom het om vanmôre te kom luister na die woord van die Here. Ek verkoop my hierdie daar wat ek by die huis is in die woord van die Here. Het is lekker om die woord van die Here te lees. En soms is ek so excited, geliefdes, dat ek weet nie waar om te begin as ek by die woord van die Here kom nie. Maar vanmôre wil ek met u lees uit die woord van die Here, Exodus 33. Verlede week het ons gepraat oor die roeping van Moses, toe die Here wil Moses roep, toe sê die Here wil, ek het gesien en ek het gehoor. En luister, geliefdes, Moses was 'n man wat baie verskonings gemaak het. Maar ten spyte van die verskoning wat hy gemaak het, het die Here steeds vir Moses gestuur. En soms, geliefdes, wat was ook baie verskonings. En ons wil nie regtig gaan wat die Here ons stuur nie. Ons wil nie regtig sê wat die Here wil hê ons moet sê nie. Maar ek wil die vanmôre bemoedig en sê, dit is die beste ding om te doen, as jy sê wat die Here wil hê jy moet sê, en te doen wat die Here wil hê jy moet doen. Jy voel as 'n persoon so lekker, wanneer jy gedoen het wat die Here wil hê jy moet sê. Maar ek sê jou, wanneer jy nie gedoen het wat die Here wil hê jy moet doen nie, gaan jy die ongelukkigste persoon wees. Genesis 33 vers nommer 1. Verder het die Here met Moses gespreek. Gaan heen, trek hier vandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, en na die land wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. En ek sal 'n engel voor jou uitstuur. En die Kanaaniete, Amoriete, Hetiete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete verdryf na 'n land wat oorloop van melk en honing. Want ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is. Anders sal ek op die weg verteer word. Anders sal jy op die weg verteer word. Toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, het hulle getreur en niemand het sy versiersels aangesit nie. Die Here het naamlik met Moses gespreek. Sê aan die kinders van Israel, julle is 'n hardnekkige volk. As ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou ek jou vernietig, maar haal al jou versiersels van jou af. Dan sal ek weet wat ek met jou moet doen. Toe die kinders van Israel hulle self beroof van hulle versiersels van die berg Horeb af. En Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laar opgeslaan, ver van die laar af. En hy het dit genoem die tent van samekoms.
En elkeen wat die Here wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms, wat buitekant die laar was. En as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op en gaan elkeen na die ingang van sy eie tent. Dan kyk hulle Moses agterna, tot hy in die tent ingegaan het. En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan na die ingang van die tent saam, staan en dan spreek hy met Moses. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Joshua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Toe het Moses met die Here gespreek en gesê, "U sê wel aan my, ek sal hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie. Hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nog genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie die volk is." En hy antwoord, "Moet ek self meegaan om jou rusplek te verskaf?" Toe sê hy vir hom, "As u nie self meegaan nie, sal ons dan nie hier vandaan wegtrek nie." Vers 18, daarop vra hy, "Laat my tog u heerlikheid sien." Maar hy antwoord hom, "Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan, en voor die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genade wil wees, en my ontferm oor wie ek my oor wil ontferm." Verder het hy gesê, "Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my aangesig sien en bly lewe nie." Ook het die Here gesê, "Kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek, sodat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan niemand sien." Maar die Here sy woord seën. Geliefdes, hier is vir my iets wat ek nie mooi verstaan nie. Die 11de vers, of soos wat ons gelees het, die Bybel sê, die Here praat met Moses, soos 'n mens met 'n ander mens praat, face to face. Maar hier lees ons nou aan die einde, die Here sê, "Niemand kan my aangesig sien en bly lewe." Kontradiek die skrif wat ons gelees het. Is daar iets wat hy weerspreek? Because die een oomblik lees hy, die Here praat met Moses soos 'n mens met 'n ander mens praat. Die volgende oomblik hoor jy, die Here sê, "Niemand kan my aangesig sien en bly lewe nie." Hoe verstaan ek hierdie skrif? Because vir my was dit iets onduidelik. Ek kan dit nie verstaan nie. Die volgende oomblik gesels ons met vriende. Die volgende oomblik sê ek, "Jy kan nie my aangesig sien en bly lewe nie." Maar Moses vra iets van die Here. In fact, Moses vra 3 dinge van die Here. Maar ek wil konsentreer op hierdie een ding. Die eerste ding sê Moses, "Here, help my, maak u weer aan my bekend." Die tweede ding is, as u nie saam met ons gaan nie, moenie laat ons hier vandaan optrek nie. Die derde ding wat hy vra is, "Here, laat ek net u heerlikheid sien." Nou, as God gepraat het God gepraat terwyl daar 'n wyl was oor Moses, en Moses kon nie die Here van
Because dit is duidelik, geliefdes, dat hier is iets baie dieper as wat ons net op die oog aflees. Because Moses het hierdie begeerte, Here, as U nie met ons gaan nie, die Here sê vir hom, julle is hardnekkige volk, ek gaan nie met julle saam nie, because die volgende dag as ek saam met julle gaan ek julle almal verteer, because ek sien julle hardnekkige en ongehoorsaamheid. En vir die Here is dit 'n struikelblok, hierdie hardnekkigheid, because hy verteer nou al met hulle vir 'n lang tyd. Die volgende oomblik sê die Here, ek gaan 'n engel stuur, hy gaan voor jou gaan. Moenie bekommerd wees nie. Ek sou nou as dit my gewees het, gesê dat Here, dankie vir die engel wat U stuur. Maar jy sien, Moses verwag iets dieper as die engel. Moses weet, die engel sal nie kan doen wat die Here kan doen nie. As dit die Here wat iets kan doen, wat geen mens kan doen nie. Because die engel word net gestuur en opdrag gegee. As hy gaan, dan gee hy sy opdrag en hy weer terug. 'n engel kan nie red nie. 'n engel kan nie seën nie. Is net die Here. Daarom sê die Bybel, the blessing of the Lord make rich. Die blessing van die Here, nie die blessing van die engel nie. En daarom weier Moses om te sê, 'n engel is well and good, maar moenie settle vir die engel nie. Settle vir dit wat die Here in sy compleet wil het vir ons lewe. Hy het gesê, ek sal nie settle vir 'n engel nie. Because hy weet, 'n engel, geliefdes, het nie die mag om te kan doen wat die Here kan doen nie. En die Here, die engel weet nie alles nie, God weet alles. En toe hy hierdie vraag vra, toe het hy geworstel met hierdie moeilike vraag. Show me thy glory. Maar kyk hoe antwoord die Here hom. Die Here sê vir hom, Moses, no man can see my face. Wat het die glory en die gesig van die Here in gemeen met mekaar? Because he's asking God for his glory. As jy mooi lees, hy vra nie die Here vir sy aangesig nie. Hy sê, Lord, show me your glory. Maar die Here sê vir hom, Moses, there's something that you must understand. En ek vat dit in my eie lewe. Somtyds, geliefdes, vra ons die Here vir dinge wat ons nie, number one, verstaan nie. Because is duidelik dat Moses het nie verstaan die verskil. Because die Here sê, niemand kan my aangesig sien en bly lewe nie. As die Here moet sy verskyning nou maak, en niemand van ons sal in die aangesig van die Here kan staan nie. Die tweede ding wat Moses ook gedoen het, ek het gesê, Moses het nie verstaan nie. En soms vra ons die Here, ek het al gehoor, en ek het, soms het ek ook, was ek ook skuldig daaraan. Het jy al gehoor, mense bid, en sê, Lord, enlarge my territory. Vergroot my grondgebied. Of, Here, maak my 'n Paulus. Ek wil soos 'n Paulus wees, because ek wil die evangelie verkondig, ek wil doen dit wat Paulus, die feit van die saak is ek bereid om te kan suffer vir die naam en saak van die Here, soos Paulus gesuffer het. Because in my onkunde het ek gevra, Here, help my, dat ek soos 'n Paulus sal wees. Ek wil soos Paulus die evangelie verkondig. Maar hoor jy, wanneer daar net 'n ligte verdrukking kom, en hardloop ek weg en ek gaan sê, is nie die moeite werd. Ek het vergeet, wat het ek die Here gevra, in my onkunde, jare terug, maak my soos 'n Paulus, want ek wil die evangelie verkondig soos Paulus. Wanneer mense net hulle rug teen jou draai, wanneer jou beste vriend jou in die rug steek en jou alleen laat, dan wil jy omdraai en dan wil jy die Here verlaat. Maar ek het vergeet. Ek het gesê, maak my soos 'n Paulus dat ek die evangelie kan verkondig. As ek bereid om op te offer dit wat Paulus opgeoffer het.
verhouding met Moses. Moses, miskien was nog nie gereed om die aangesig van die Here te sien. Because hier's iets wat ek geleer het of opgelet het in hierdie gedeelte. The glory of the Lord. Die Here het met Moses gepraat soos 'n mens. Hy het nie met Moses gepraat uit die glorious state van sy karakteristics nie. Hy het met Moses gepraat in liefde. Hy het met Moses gepraat in lankmoedigheid. Maar Moses sê, Here, ek is nie tevrede met dit wat ek hier sien nie. En is amper in lyn met wat Provider vanoggend gesê het. There is something deeper that God wants us to experience. There's a deeper relationship that God is preparing for us. Hoorie, wanneer daar die verhouding met die Here so is, dat jy vooraf dinge sal sien, voordat dit gebeur. God wants to show us the deep things in His Word. En Moses, geliefdes, het die geleentheid gehad, wat baie min mense gehad het. Baie min profete het dit gehad. Die verhouding wat die Here, imagine, die Here sê vir Moses, kom op, jy wil my aangesig sien, kom op na die berg toe, en dan in die berg het ek 'n plek voorberei vir jou. Dit was vir Moses se eie veiligheid, dat die Here hom nie sy aangesig gewys het nie. Because Moses so gesterwe het, dat die Here sy aangesig nie gewys het. Maar die Here sê, ek het 'n plan hierso. Die Here sê nie vir Moses, wat jy vra is onwys nie. Wat jy vra is buite jou perke nie. Die Here sê vir Moses, kyk Moses, ek het simpatie met dit wat jy vra, maar dit is nie nou vir jou beskore om my aangesig te kan sien nie. Ek het 'n plek hier in die berg, en ek gaan jou cover met my hand, en as ek my hand oor jou aangesig hou, sal ek verby gaan. En Moses sien, die Here sê vir Moses, I will let my goodness pass. My goodness will pass, and you will have a glimpse. Jy gaan net die agterkant sien. Ek weet nie hoe hy God se agterkant doen. Moses het God se agterkant gesien, maar hy sien, geliefdes, Moses sien die agterkant van God as the goodness. Die agterkant van God is His goodness. Toe gaan sy goedheid verby, en hoor jy die aroma, daar die atmosfeer hang so in die lug, en Moses sien net 'n stukkie van God se agterkant. What an awesome experience het Moses gehad. Because Josiah skryf, en hy sê, vee my, want ek is 'n man wat woon onder onrein volk. Ons het 'n volk die onrein is van lippe. Hy sê, wee my, ek gaan sterwe, want my oë het die heerlikheid van die Here gesien. Niemand het die gesig van God gesien nie. I don't know. Ek het al gehoor, ek was al in 'n diens, toe iemand sê, geliefdes, julle sit so, die Here het hier ingestap, en julle het eers notisie geneem. Julle is besig met julle eie dinge, maar die Here het ingestap, en niemand het notisie geneem. Die Here was in ons midde, en so het die Here weer uitgegaan, because elkeen is besig. Die ene blaai in die Bybel, die ene is op die selfoon, die ene is hier met die kinders, die ene is hier met die hare, die ene is hier met die horlosie om te kyk wat is die tyd. En die Here draai om en hy loop weg. So God gaan sy opwagting maak, wanneer ons dit die minste verwag. My bemoediging is, verwag die Here elke keer wanneer ons by mekaar kom. God might not use my voice to speak. God must not use anybody's voice to speak. He might use a child to speak, but let us be acceptive when the word of God comes in. Paulus sê in Korinthe
staan die saak dat ons by mekaar gekom het. Ek wonder baie kere as ons so diens hou, het hulle so diens hou soos ons. En miskien het hulle net weggetrek, die een profeteer net, die een sing net, die een. Hy sal laat ordelik wees. Maar nietemin, geliefdes, Moses besef, ek kan nie die vee van die Here ontdek as ek nie opofferings kan maak nie. Die Here sal my nie sy vee wys as ek nie bereid is om te sacrifice nie. Toe hierdie 3 dinge van die Here vra, geliefdes, sê die Here vir Moses, Moses, ek gaan jou aan hierdie versoekende boek voldoen. Ek gaan nie meer die engel stuur nie, but my anointing will go with you. Jy wil nie die engel hê nie, wel en goed, ek gaan jou versoek toestaan. En wie weet, ons het so baie versoeke, miskien het het nog net hy tyd wanneer jy mismoedig word, wanneer die Here jou versoek toestaan. Hy sê, gaan die engel stuur. Moses sê, nee, Here, ons set hom nie vir 'n engel nie. Want wil hy, u moet saamgaan. As u nie saamgaan, laat ons maar hier bly dan. Los ons maar hier. Moenie nou vir hom verder vat nie. Die Here sê, ek gaan nie die versoek voldoen. Ek gaan stuur. Ek gaan nie meer 'n engel stuur nie, maar my gees gaan saam. Met ander woorde, die Here sê, ek gaan self saam wees. Because his spirit is there where he is. Waar sy gees is, daar is hy. En daar gaan hulle. Volgende ding toe sê Moses vir die Here. Ek het nog gehoor, Here, ons het gesels. Eindelik by die berg Horeb het jy met my gepraat uit 'n brandbos. Ek het u stem gehoor, maar Here, nou wil ek u glorie sien. Ek wil u majesteit sien. Dawid skryf en sê, wat is die mens dat jy aan hom dink? As ek aan u handewerk kyk, en die uitspansel, die sterre, dan besef ek die grootte en almagtige God wat ons mee te doen het. En Moses, geliefdes, het hierdie powerful anointing nodig gehad om dit. Because as die Here wat jou sê, die mense wat jy lei, is hardnekkige mense. Ek sien hierdie mense, ek ken hulle, die is 'n hardnekkige volk. En my geduld is nou besig om op te raak met die mense. Ek kan nie 'n dag langer met hulle nie, daarom gaan ek my onttrek, dat julle maar nou gaan na die engel maar nou voor, because die oomblik as ek weer my meer verloor, wel, die Here verloor nie sy meer nie, ek gebruik dit maar nou net sê om vir ons te wys, gaan ek julle uitvertel. En Moses, geliefdes, het die moeilikste taak gehad. Moses het die moeilikste taak gehad, om die hardnekkige volk te lei. Dit oor die Rooi See, wat hulle deur is, toe soek die mense water. Toe die Here hulle water gee, toe soek hulle kos. Toe die Here hulle kos gee, toe soek hulle vlees. Hulle sê ons is nou moe van manna. Hoor die proteïene, het is nodig wat om vlees. Die mense was gesond, toe sê die mense wat soek nou vlees. Moses, geliefdes, moenie dink, hy het 'n maklike taak gehad nie. En to crown it all, toe draai sy eie suster en sy broer ook teen hom. Hulle sê, Moses, moenie maak asof die Here net met jou praat nie. Die Here praat ook met ons. Hoor jy, die Here roep hulle uit, hy sê vir hulle, kom, julle wat sê die Here praat, ek het vir Moses gekies, so as die Here jou gekies het, moet jy nie vrees vir wat mense aan jou kan doen. Sometimes, geliefdes, het Moses in sy tent gesit, dan kom roep die mense om, imagine jy relax met jou familie, dan kom die mense roep, Moses, ek wil hê jy moet hier kom luister, hier onder ons hier buite. Hier is 'n broer wat teen 'n ander broer beklei oor grond. En Moses
sit die hele dag in die son en hy gee opdragte. Hy gee. Ek wil net vir Moses sien, die man wat vir die Here sê, Lord, let me only get a glimpse. Hoor jy dan so Moses en hy gee wyse raad. Moses is moeg. Moses is uitgeput. As hy by die huis kom, het hy nie tyd om met Sapora of met die kinders te praat nie. Moses is uitgeput, hy wil net gaan slaap. Maar die baie kere op manne wat werk, ek weet, ek het simpatie. As jy van die werk afkom moeg, en hoor jy is uitgeput, die traffic het jou ook verder gefrustreerd. Jy kom in die huis, en as jy by die deur jou kop insteek, dan sê die vrou vir jou, hoor jy die kinders van jou, het weer 1, 2, 3 en 4 gedoen. Jy is so moeg, jy is so opgewerk, jy wil nou net jou skoene uitskop en 'n warme bad vat en relax. Maar daarom soms as die manne die kinders slaan, dan slaan die kind nie om die kind te disciplineer nie, slaan die kind wat hy frustreerd het, die vrou die kant en die kinders, die traffic, die baas, die skuld, alles op jou. En so was Moses, maar as hy by die huis kom, daar was nie tyd vir daai dinge nie. Totdat sy skoonpa vir hom sê, Moses, stel vir jou manne aan, jy gaan jouself, jy gaan sterwe voor jou tyd. Because die mense gaan jou uitput, stel vir jou manne aan. You cannot do it on your own. Maar hoor jy, geliefdes, hoe dat ons kom by die gedeelte, vra Moses die Here. Ek weet nie, wat het in sy gedagte omgegaan nie, dat hy die Here hierdie vraag vra. Asseblief Here, laat ek net show me your glory. Het hy nie die glory wat die Here gesien in Egypte nie? Because niemand kon gedoen het wat Egypte, wat hulle experience het in Egypte nie. Het hy dan nie gesien hoe die Here die rooi see opgemaak? Is daar nie genoeg bewyse van die glorie van die Here nie? Jy sien, sommige kere is ons gelukkig en ons is net hier by die blessing wat die Here ons geseën het, want die kasse vol kos en die bankrekening staan styf, maar ek het 'n goeie lewe. Let us not stay at that point. En in Deuteronomie wat die Here vir die Israeliete sê, dat het hulle 40 jaar is. Hy sê, julle het nog lang genoeg om hierdie berg gedry. Julle het nog lang genoeg die blessing van die Here. Dat is nog nieuwe dinge om te experience. Dat is nieuwe dinge om te ondervind. Dat is nieuwe vijande wat jy moet find. Moet jy net bly by die Kanaaniete, Jebusiete, Hetiete en al die, daar is ander nasies wat jy moet verower. You cannot stay in one place. Toe hy die Here hierdie vraag vra, dink ek maar, het hy dan nie gesien? Die Here sê vir hom, na die Here omroep. En dit is vir my ook iets wat ek baie na oor gedink het. Die Here sê vir Moses, ek wil hê jy moet die Egiptenare, jy moet vir Farao gaan nader en sê met my volk laat trek. Maar hier sê die Here vir hom, ek gaan die hart van Farao verhard. Die Here verhard Farao se hart. Die mense meen die deurbraak is hier, want die water het in bloed verander. Die deurbraak is hier, ons gaan nou na die beloofde land toe. Net om uit te vind, Farao sê vir Moses, nee. Roep die Here aan, dat die Here net hierdie wegvat. Daar was 'n rede waarom die Here sy hart verhard het. En soms kom die deurbraak nie met die eerste versoeking. Die genesing kom nie met die eerste versoeking. Maar die wagwoord is druk deur. Because die deurbraak gaan kom. En toe die tweede en die derde en toe die 9de plaag kom, geliefdes, toe was Farao se hart so verhard, dat die Here het nou net die laaste plaag om te doen. En die rede waarom die Here sy hart verhard het, I believe God wanted to demonstrate to the Israelites, nie soseer die Egiptenare, die Here het die Israeliete oortuig, dat hier
is 'n magtige God wat julle gaan uitlei. Hy het hulle oortuig dat, hoor jy, hier is 'n God wat jy met jou hele lewe kan vertrou. En sommige kere kritiseer ons die Israeliete, maar ek sê vir jou, ons is soms net soos die Israeliete. Wanneer die Here vir ons teëgekom het en dinge gaan goed, wanneer swaar tye kom, dan hardloop ons weg en ons question die Here. Ek het vir hierdie verhaal vertel van die kar wat die accident wat ek gehad het, want is gekom het van jou Gloria af. En jy bid nou dat die Here die pad veilig maak. In my mind sien ek nou, ek is vanaand is ek veilig by my huis, because ek het gebid, die Here met my lei. Net tussen Kimberley en Warrington. Of dit, ja, Warrington voor Kimberley. Kry ek 'n ongeluk. En die kar is 'n write-off en hoe sit ek hier op myself. Here, ek het dan gebid en gevra dat U my moet bewaar. Ek sit nou hier in die ver van die huis af. Hoe is dit dan nou? Hoe gaan ek nou by die huis kom? Ek het net genoeg geld vir die volgende tank petrol om huis toe te kom. Ek sit nou hier. Net soos die Israeliete, toe dit goed gegaan het, toe jubel hulle, toe vat hulle tamboerijne en hulle sprang en hulle, net toe hulle kom by die plek waar aan water bitter is, toe vraagteken hulle die Here en hulle sê vir Moses, het jy reg gehoor en die Here ons uitgelei? Hoekom gaan dit so swaar met ons? Hoekom steek die son ons? Hoekom brand ons voete in hierdie woestyn? Hoekom is daar nie water nie? Dit was beter daar. Ons het water gedrink. Ons het alwel ons die krummels geëet het ons geëet. En so, geliefdes, speel ek myself in die lewe van Moses. En Moses, geliefdes, het geweet dat dit is nie maklik om, ek weet nie onder korreksie, hulle sê, geskiedenis, Moses het uitgetrek met 1,5 miljoen Jode. Imagine 1,5 million Jews. Met ander woorde 1,5 miljoen kragtes. Die een is by die tent uit, dan kom die ander ene in. Die ander ene is uit, dan kom die vrou in. Die vrou is uit, dan kom die kinders in. Hoor jy, dit is 'n aanhoudende klag. Die mense sing net klagliedere. Maar die Here het vir Moses geskaap vir daai tipe. Daar was geen ander man wat die Here kon gekies het om die Israeliete uit te lei behalwe Moses. Moses was reg. Alhoewel hy nie, hoe kan ek sê, al die kwalifikasies gehad het, wat die Israeliete verwag het nie. Die feit bly staan, Moses was die regte persoon vir hy was. Die Here het hom gekies. Geen wonder toe Moses gebore word, all of a sudden toe as hulle 'n wet en al die kinders moet doodgemaak word. Maar vanmôre wil ek u bemoedig, geliefdes, dat die Here sien elke klein ding wat ons vir hom doen. And God wants to equip us for great things. Hy sien alles, hy hoor alles en hy verstaan alles. Vanmôre wil ek afsluit met 1 Timoteus hoofstuk 6. 1 Timoteus 6 vers 16. 1 Timothy chapter 6 verse 16. Wat alle onsterflikheid besit. Hy praat nou van God. Of kom ons lees vers 15, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit. Is net God wat onsterflikheid besit. En 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Wat sê Johannes op die eiland van Patmos waar hy verband is? Hy sê, ek het die Here gesien.
maar hy kon nie in die gesig, hy kon nie sien op die troon nie. Because no man can see God and stay alive. Ons wil dat vanmorgen dat u bemoedig en sê, geliefdes, maar die Here u voorsien met nodige wysheid en krag om dit te kan doen. Stel julle liggame as werktuie vir die Here. Because die Here kan nie aarde toe kom om te kon doen wat ons kan doen. Ons kan doen wat die Here wil hê ons moet doen, as ons gewillig gaan wees om dit te kan doen wat die Here ons vra om te doen. En men het gesê, dit gaan nie moeilik wees nie. Ag, dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan nie maklik wees nie, want die Here gee krag, net so wat die Here vir Moses ondersteun het. May the Lord bless you. Kom ons sê die woord, en ons bring die woord. Vader, baie dankie vir die lewe van Moses. Ons het vir ons het onsself vanoggend gespeel in die lewe van Moses. En Here, ons was ook soos Moses, liewe Here, baie vrae gevra en soms dinge gevra wat ons nie mooi verstaan het nie. Ons het ook dinge, Here, gevra wat ons was nie op die regte plek of op die regte tyd om sulke dinge te kan ondervind nie. Help ons dat ons liggame diensbaar sal stel vir U werk. Dit is my gebed dat die Here ons sal seën. Vir hierdie doel het U ons geskape en by mekaar gebring, sodat ons mekaar kan opbou en mekaar help om dit te kan doen wat die Here ons voor geroep het om te doen. Baie dankie, Here, vir hierdie geseënde tyd in U teenwoordigheid. Ons is vanmôre geseën, Here, deur die praise en worship. Ons is vanmôre geseën deur die bemoedigings. Ons is vanmôre geseën, Here, deur die sangstukke wat gesing was. En ons gaan hier vandaan weg, liewe Here, met nuwe moed en nuwe krag. Help ons om, Here, te kan ontdek wat ons doel is op die aarde. Die woord sê baie is die planne in 'n mens se hart, maar die uitkoms, die sukses kom van die Here af. Help ons dat ons planne, Here, wat ons vir onsself gehad het, een kant sal stel en die plan van U sal soek vir ons lewe. Dit is immers die belangrikste vir ons om U plan vir ons lewe te kan ontdek. As dit is, Here, dat ons moet profeteer, dan bid ek dat die salwing van die Heilige Gees, as dit is dat ons evangeliseer, dat die salwing van die Heilige Gees ons weg voorspoedig maak. As dit is, Here, om genesing aan siek mense te bring, Here, dat ons die Heilige Gees ons sal salf en voorberei vir hierdie doel. Dit is die gebed van my hart, dat die Here elkeen van ons sal seën in die naam van Jesus Christus. Met baie danksegging. Amen. Dankie, dierbares, vir die uitkomst. Volgende week, dierbares, is het Mother's Day. Right? So ek wil die kinders saam met die kinders praat en die broers, wat wil 'n geskenkie of 2 koop vir die susters vir ons. Vra vir U donasie. Whatever U kan bydra net om die susters, because ons waardeer die susters se teenwoordigheid. En ons sê baie dankie vir hulle opkoms en opoffering. Dit is nie maklik vir die susters om hier te wees nie. Hulle staan vroeg op, dan kook hulle en dan kom hulle nog kerk toe en dan geliefdes, is nie maklik. En ons wil as die kinders van die huis, die susters beloon en seën. So dit meen nie as jy jou ma geseën het, jy kan nie, as jy vir die kerk 'n donasie gee, jy kan nie jou ma seën nie. Seën jou ma nog on the more. Amen. Die Here gaan nie seën, because is die moeder se gebed wat jou en my voorspoedig gaan maak. Nooit die moeder se gebed onderskat nie. Amen. Die Here seën nie. So ons sien die volgende keer. Die Here seën nie. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Aan hom wie magtig is om julle te bewaar van struikeling en vlekkeloos te kan stel voor die Vader wie julle geroep het. Kom toe die eer, prys en majesteit. En die Here sal jou seën en die Here sal jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn in vrede gee. Hy sal sy aangesig verhef en barmhartig wees van nou tot in ewigheid. Amen.